Okay, so ek het baie mense gehad wat my gevra het waarom het ek die aplasie gekry en wat het 4 jaar terug gebeur. Toe dog ek, laat ek 'n vlog maak oor dit. En dalk is daar iemand daar buitekant wat iets moet hoor. Maar anyway, ek het so 4 jaar gelede, maar dit was middel Januarie 2005, het ek die oggend gaan gym, was fiks op daai stadium gewees. So halfpad in die gym en voel ek maar my hart hou nie opklop nie. Ek het die cardio gedeelte eers gedoen. En dis toe so 6:30 en ek besluit toe ek gaan my eerder huis toe gaan. Dit is, ja, kom by die huis, stort, maak klaar en ek wil nie veralgemeen nie, maar ek het baie vriendinne wat se pa's ook dokters is. Ek weet nie of dit 'n kinders van dokters geval is nie, maar as jou pa dokter is, dan gaan jy nie dadelik hospitaal toe of dokter toe nie. Ek dink dis omdat hulle jou dokter en hulle kan vir jou voorskrif gee as jy antibiotika moet kry, as jy nou siek is en alles. Maar anyway, ek gaan toe en my man sê toe vir my, ek moet dokter toe gaan. Ek sê vir man, kyk hoe gaan dit, en dan, as ek nie beter voel nie, dan sal ek skem toe gaan. Word nie beter nie, later sê ek toe nou, okay, ek sal skem toe gaan, sê my, kyk wat is my heart rate. Sê, soen groet my sienkie, sê vir hulle, mama sien jou later, vele later. Ry skem toe, en my man het 'n meeting gehad, so ek moes nou die hele proses alleen doen. En sy neem my heart rate, my, ja, en sy sien toe, dit is 186. En sy sê vir my, ek moet dadelik toe dokter toe gaan. Gewoonlik is hy so, ek weet nie, 65, 70. So ek sê ek was lekker fiks op daai stadium gewees. En gaan dokter toe, en hy luister na my hart, en hy sê nie, hy moet dadelik 'n stres EKG doen. Doen 'n stres EKG, en hy sien toe, dit is 290, en hy hou net aan klim. Stuur dit deur na die kardioloog toe daar, by die hospitaal daar naby. Die kardioloog sê, hulle gaan sal op my bed kry, maar hy moet my weer 'n rukkie weer stres EKG doen. En weer later die stres EKG, 193, so hy net aan klim. Langs die kort, kom toe nou by die hospitaal uit, ek bel toe 'n vriendin, die van daai goed van my familie antwoord, ons familiegroepie, daar is gewoonlik iemand wat dadelik antwoord, as jy bys, daai dag is almal besig. So niemand weet wat gaan aan met my nie. My vriendin maak toe of sy my sussie is, net laat sy almal op hoogte kan hou van wat gebeur en hoe is ek en ons. As hulle nou eendag, jy weet my boodskap sien. En hulle sit dadelik vir my drip in, ek kry nie my leer nie, en ek word opgeneem in die cardiac ICU. Sit 'n blokker op, blokker stop nie my hart nie, ek kry later erge hoofpyn, en die dokter, of die kardioloog kom toe na my toe, hy sê vir my, hulle gaan moet, hulle kry nie my hart gestop nie, hulle gaan moet kyk na 'n ander opsie. Hulle doen dit nie somme nie, maar hulle kry nie my hart gestop nie. En intussen is ek gekoppel aan hierdie masjien. En hierdie masjien sê so elke nou en dan, attend to patient, dan sê ek soos, reël op wat ek hoor, jy weet. En op 'n stadium sê die een suster vir die ander suster, maar sy sien nie, ek sien haar nie. Sy sê vir my, of sy sê vir die suster langs haar, I don't know how long my heart is gonna take this, en ek is net soos, ek kan nie dood gaan nie. Ek het my kinders gesê, ek sien hulle later. En dieselfde vir my man. En die dokter sê toe vir my, hulle gaan my moet sedeer, en hulle gaan vir my hartskok moet gee. So hulle my hart gestop gaan kry. En ja, word toe sedeer,
kry die hartskoek, dit was toe omtrent 1:30 gewees, wat hulle gesê het, hulle gaan nou daarna kyk, so 1:15 het ek die hartskoek gekry. Toe ek nou later terug gaan, dit was op 'n Vrydag, toe ek nou die Maandag terug gaan, my opvolg, die kardioloog, toe sê hy vir my, hulle het my hart gestop gekry op 210. En dit was dus van 6:30 af, tot 2:15, wat my hart so geklop het. Hy sê 5 minute langer en ek was vandag nie. So, daar is toe nou, hy verduidelik toe nou vir my die situasie. En hy sê toe, daar is 'n foutiewe hartsel node, wat ook al, ek kan nie onthou wat die woord nie. Partykeer is daar meer as een, en wat gewoonlik is daar net een wat so in jou hart gaan en hy gee die pas aan. Maar as jy nie, maar met daar extras is, as daar eers begin klop, dan is dit so extra pas aangegeer, wat net op sy eie treintjie hardloop. En al hulle dan net gestop kry, is dan met hartskoek. So ek was op medikasie, maar jy het ook heeltyd van, weet jy, gaan dit nou regtig werk, gaan ek weer opeindig, want die blokkers het nooit gewerk nie. En die ander ding is, hy sê toe vir my, al hoe dit opgelos kan word, is as ek 'n ablasie kry, wat ek verduidelik het in die ander vlog. En volle daai foutiewe hartsel dan, jy weet, identifiseer met daai proses, en dan dit doodbrand. So, dit is 'n ablasie, dit is waar ek is, en ja, en ek lewe. Die Here het vandag net weer 'n wonderwerk in my lewe kom